Hallo maats. Maats, die woord sê Yeshua is ons hoëpriester. Wat beteken dit vir ons, maats? Hebreërs 4 vers 14 sê, ons het 'n groot hoëpriester wat deur die hemele gegaan het, Yeshua, die seun van God. Maats, ons weet Aaron was die hoëpriester toe hulle die tabernakel gebou het. Maar maats, wat doen 'n hoëpriester? 'n Hoëpriester het 'n offer gebring, bloed gebring vir sonde. Net die hoëpriester kon 1 keer per jaar in die allerheiligste, die binneste deel van die tabernakel ingaan om versoening vir die volk te doen. Hy het spesiale klere en 'n borsplaat gedra met al die name van die 12 stamme van Israel, as teken dat hy die volk se belange dra voor Papa God. Hy moes self rein en gehoorsaam wees, want hy het 'n heilige ampt beklee. So Aaron, die hoëpriester, het namens die kinders van Israel, Abba Vader genader om versoening te doen vir hulle. Maar maats, wat is versoening? Versoening is 'n baie belangrike woord in die Bybel en in ons geloof. Versoening beteken om iets wat gebreek is reg te maak. So wat het die hoëpriester gedoen? Hy het die verhouding tussen Papa God en die mens gaan herstel deur 'n offer te bring. Nou wat breek die verhouding met Papa God, maats? Sonde, nee. Sonde skei mense van God. Jesaja 59 vers 2 leer ons dit. En wat is sonde? Sonde is as ek die woord van Papa God nie gehoorsaam nie. 1 Johannes 3 vers 4. So as ek Papa God se woord nie gehoorsaam het nie, dan skei hierdie ongehoorsaamheid, daardie sonde my van Abba Vader. So die kinders van Israel se verhouding met Papa God was gebreek weens ongehoorsaamheid, weens sonde. En hulle kon dit nie self regmaak nie. Die hoëpriester moes Abba Vader genader het met 'n offer. Maats, en dis presies wat Yeshua vir ons kom doen het. Yeshua, ons hoëpriester, het 'n offer gebring, sy eie bloed, en hy het die boete vir ons sondes betaal. So Yeshua, ons hoëpriester, het hom self as die lam van God vir ons sondes betaal. En deur Yeshua is ons verhouding met Papa God herstel. En daarom sê Yeshua, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Maats, in Hebreërs leer ons dat Yeshua die volmaakte hoëpriester is. Hy het die dier, hy het nie 'n dieroffer gegee nie, nee, hy was die lam van God self en hy het homself geoffer. Sy bloed het vir ons sondes betaal. En Hebreërs 9 vers 12 sê, Yeshua het homself gegee as die finale offer, 1 keer vir altyd. Hebreërs 10 vers 19 tot 22 sê ook, Yeshua het die pad oopgemaak, sodat ons direk na Papa God toe kan gaan. So Yeshua staan tussen ons en Papa God en pleit vir ons ook. Hy is ons voorspraak, hy is ons hoëpriester. En daarom sê Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Met ander woorde, ons kan in gebed na Papa God toe gaan en met hom praat, want Yeshua het vir ons die weg gemaak. Maats, Yeshua is nie net 'n priester nie. Hy is die volmaakte, ewige hoëpriester. Hy leef om vir ons in te tree. Hy leef om vir ons te bid, Baba Vader. Hy verstaan ons en deur hom het ons vryheid en toegang tot Papa God. Maats, maar het julle geweet, vir Yeshua om hoëpriester te geword het, was daar sekere vereistes, volgens Levitikus 8. Jy kon nie net hoëpriester geword het nie. Nee, daar was vereistes. En onder andere, die hoëpriester moes afgesonder word deur met olie gesalf te word. Bloed moes aan sy regteroor gesmeer word, sê Levitikus 8 vir ons. Bloed moes aan sy regterduim gesmeer geword het. Bloed moes aan sy regter groot toon gesmeer word. En dan moes die vorige hoëpriester eers sy ampt as hoëpriester verloor, voor die volgende een aangestel word. En onthou, Kajafas was nog hoëpriester toe Yeshua op aarde was. Maar maats, een van die maniere hoe jy jou ampt as hoëpriester, jou rol as hoëpriester, sou verloor het was, as die hoëpriester self sy klere sou skeer. Maats, het hierdie alles gebeur? En het Yeshua dit kom vervul? Is dit hoekom hy ons hoëpriester is? Ja, want Kajafas, die heilige hoëpriester toe Yeshua hier op aarde was, die heilige hoëpriester skeer sy klere. En dit lees ons van in Matteus 26 vers 65.
En so het Kajafas was hy nie meer langer hoëpriester nie, en Yeshua gaan deur al hierdie vereistes om my en jou hoëpriester te word, presies volgens Vader se woord. Want in Markus 14 vers 3 is Yeshua gesalf deur 'n vrou, so hy's gesalf ook. In Johannes 19 toe die